Hartlike goeiemôre hier op 'n koel wintersmôre. Ons kamp weer. Ja, ons kamp by Cannon Valley Estate. Julle sal sien dat ek my baadjie aan het vanmôre, want dit is nogal redelik koel hierso. Dit is redelik beskut. Hier's baie bome rondom ons. As ek sê bome is eintlik bosse, ons kamp eintlik in die bos. Maar dis lekker koud. Dit het heel aand deur gereën. Dit lyk nog steeds soos reën weer hier by ons. Maar dis seker nou maar wat gebeur as 'n ou in die winter wil kamp. En geraas ook nie, jy kan nie see hoor. Maar ja, ek meen die plek waar ons nou staan het 6 staanplekke. So dis nie asof jy die ander mense sal hoor nie, dit is 'n baie groot terrein. Die plekke is nie naby aan mekaar nie, so jy weet nie eers van die volgende ou wat hier kampeer nie. Maar ek meen, kom ek wys jou nou hoe lyk dit hier. Hier by elke ingang het jy so stel hekke wat jy kan oop en toe maak. So jy kan al jou goeder veilig hier binne stoor. En dan daai is nou die tipe bos wat hier rond is. Daar kan julle sien, dis 'n lekker groot gebied hierdie. Hierdie is nou die grootste staanplek in die kamp. En hy kan met gemak vat hy so 3 karavane. So as jy 'n familie is wat wil kom kamp, of julle is amper seker trop vriende wat wil kom kamp. Party vriende is maar 'n trop vriende. Maar ja, nee, dan kan jy verseker hier kom staan. Dit is heeltemal veilig, dit is heeltemal omheen. En dan is jy, soos ek sê, so 200 meter van die see af. So dis baie lekker as jy vir die dag wil uitgaan. As nou reën weer is soos vandag, of jy ook nie te veel rond te rits om heen en weer te gaan na badkamers toe nie. Want jy het jou eie privaat badkamers hierso. Elke staanplek het hierdie. So daar is nie 'n gemeenskaplike badkamer wat jy gebruik nie. Hulle lyk dan nou so. Daarso is 'n stort. Dis soos 'n wet room setup hierdie. Daarso is 'n stort, wasbak, toilet en dan hier binne kan jy hom sluit. En dis wat jy nodig het. Langsaan is daar by die hers is daar 'n geyser in. En dit is dan net die geyser wat jy sou gebruik. So 'n lekker groot geyser vir lekker warm water. En daarso is vir jou 'n kraan wat warm water gee. Hier is 2 wasbakke op die perseel wat jy nou kan gebruik vir opwas en daai klas ding. En hulle het net koue water. Die water wat in die badkamer vloei is drinkbare water. So dit is water wat op die perseel afgelewer word, wat heeltemal gesond is om te drink. Anderster die water wat uit die boorgat uitkom hierso, verstaan ons het bietjie van 'n soutigheid omtrent hom. Maar ou kan dit verstaan as jy nou sien waar ons is. Hier is krag op die perseel beskikbaar. Krag loop deur 'n 16 amp breker vir elke punt wat hier is. So hier is omtrent 3 punte op die perseel. So krag is nie te veel van 'n probleem nie. En dan saam met dit is die selfoonsein is redelik goed. So ons kry op ons routertjie wat ons saamry, kry ons so tussen 10 en 13 meg download spoed. So dis nie te sleg nie. Dit is eintlik baie goed as jy wil Netflix opsit of as jy die kinders wil besig hou met YouTube of daai klas ding. So daai opsie is beskikbaar hierso. En dan terwyl die kinders dan nou besig is om Netflix te kyk of om whatever te kyk wat deesdae beskikbaar is, kan jy braai by jou eie privaat dek. So hierso is 'n geboude braai. Hierso is 'n bietjie van 'n dek hierso waar jy kan sit met 'n tafel. Bo kan nou opklim en kyk vir die see. En hier is 'n klein kombuis. Daar is jou beligting. 'n Bietjie van 'n opwas. Stoele, tafel. Alles wat jy so nodig het om gemaklik hier te kan braai. As jy dan nou hier opgaan, dit is nou waar ons nou so 'n stukkie van die see sien. Dan lyk dit so. So daai kant toe is Phileas Bay, Mossel Bay se kant toe. En dan nou hierdie kant toe sou Kanon wees. Maar so lyk die perseel hierso. Daar is ons tent. So ek meen jy kan nie eers die volgende ou sien nie. Dis heel lekker. Soos ek sê, het voel of jy in die bos kamp hierso. Maar jy het krag, jy het vars water.
Die selfoon ontvang, so jy het al daai lekshede, maar jy kom heeltemal weg van die rep en roer van die stad af. Die grond hierso is nie heeltemal seesand nie, maar dit is ook nie daai harde grond wat jy nodig het om 'n back-actor saam te dry om die penne weer uit te trek nie. Die grond hierso werk baie lekker vir die penne. Hulle is lekker stewig vas. Daar kan julle sien, ons sit sommer 'n paar toue op die penne en ons nie enige moeilikheid met dit nie. Sover as dit betref, die area hier is baie mooi, baie rustig. En dan so nou en dan hoor 'n ou nou ons 'n skaap aan die agtergrond, want die perseel hierso word eintlik bedryf as 'n homestead. So hier is 'n paar skape op die perseel. Hulle is nou baie ver van hier af. Maar so dan en dan as die wind dan nou reg waai, dan hoor jy 'n skaap in die agtergrond. En ja, dit dra maar by tot die atmosfeer. Net af van die straat kry jy hierdie kamp. En julle sal sien hierso is iets wat lyk soos skadu-net wat hierso gespan is, want julle ruk terug was dit blykbaar baie droog geweest en hier was nie enige gras of daai klas ding hier, so geweldig wind en stof en daai klas ding, het hulle skadu-net gespan, maar dit werk nogal goed vir die gras om aan vas te hou, dit wat nou deurkom, so na die goeie reëns wat ons gehad het, kan julle sien is 'n bietjie groenigheid wat terugkom na die kamp toe. En hier so hy lyk, is nou 'n bietjie kleiner ene. Maar ouens, hierso het julle weer dieselfde geriewe. Daarso is 'n opwas, jou braai, tafel en stoele. Jy kan sien oralste is al bird feeders, want hier's geweldig baie voëls hier. En weer 'n keer hierso is jou eie privaat ablusie met 'n geyser en 'n stort en elke ding. Baie netjies, maar ja, dit bly nog steeds, soos ek nou vir jou gesê het, dit bly soos amper soos in die boskamp gevoel tipe ding. So as jy nie lus is vir die stadslewe nie, as jy nou van ver af kom en jy is nie lus om tussen mense te wees en kartoeters en daai klas ding nie, ouens, jy kan nie ver beter as hierdie gaan nie. Baie nice. Natuurlik as jy nou net die 1 of 2 of tot 4 persone is wat op soek is na 'n plek, hoef jy nou nie die grootste plek te vat nie. Wat jy kan doen, jy kan een van die kleiner kampplekkies kry. Hulle lyk so. En die dakke hiervoor is nou eintlik meer 'n afdak vir jou kar as wat dit 'n ingang is. Die ingang is aan die ander kant. So met 'n daktent en daai klas goed is dit heeltemal bekombaar. So daarso is jou braaiplek. En 'n bietjie van 'n tafel om by te sit. Lekker area hierso. Daarso is 'n bietjie van 'n opwas en weer 'n keer jou badkamer met 'n stort en elke ding. Die beste van alles is, die plek is dierevriendelik. En ons praat nie van klein jokkies en goed nie. As jy 'n hond het wat jy wil saambring, of selfs 2 honde wat jy wil saambring, jy meer as welkom om dit te doen. So hier's baie plek, omdat hierdie kampplekke so ver van mekaar af is en heeltemal afgeslote is amper van die res van die kamp. Asseblief, bring jou diere saam. By die plek begin ons hier. Hierso is 'n hele hoekie hierso waar jy kan kuier met jou braaigeriewe. Dis die een gedeelte. Dan as jy hier deurstap, is hier ook 'n permanente karavaan. Dit was nou eergens van die eerste eksklusief karavane gewees wat hulle hier op het. Ook met 'n braaiplek. Daar agter kan jy sien is die ablusie geriewe. En dan hierom is daar nog eene, want dit is so 'n populêre spasie. Dit is so groot dat ou kan baie maklik 2 of 3 karavane hier opslaan en 'n hele groep mense kom kuier as jy wil. So as gevolg daarvan is hier 2 ablusieblokke. En kan julle sien dis 'n baie lekker area. Weer 'n keer as jy met jou honde of so kom, die area is heeltemal toegespan. So die withuis is beskikbaar om te huur. Dis een van die huise op die perseel. Hy kan tot so 2 of 3 families vat. So as jy nou nie in 'n tent wil staan nie, of jy sê jy is om iets te trek tot hierso nie, hier is blyplek beskikbaar op die perseel. Weer 'n keer, dis is in 200 meter van hier af tot by die see. So ja, jy kan maklik almal inklap in hier so die plek hier.
julle gesê, die was 'n skaapplaas of is nog steeds 'n skaapplaas. So dis 'n 22 hektaar die hele perseel. Dis hoekom die kampplekke so ver uit mekaar uit kan wees. Maar hier sal jy nou sien, dis nou die skaap se weiding hierso. Hier loop die skape. Daar is die ander skape. Ek wou net sê wat hier loop die ander 2 skape. Ja, hier is die ander 2 skape. Maar ja, die skape loop ook maar tussen die plekke rond. Hulle is hoofsaaklik in hulle kamp hierbo. Maar hier is bessies en goed wat groei hier tussen die kampplekke wat die skape van hou. So jy sal dan om sal jy 'n skaap of wat hierso tussen jou goed kry. En dan natuurlik 'n muskeljaardkat. Hulle loop ook hier rond. En dan sal hulle vir jou sê jy moenie jou kosse goed buite los nie. Hier's nie bobbejane of daai klas ding nie. Maar muskeljaardkat verseker. So ja, hulle loop hier rond. En dan voëls, baie voëls wat baie mak is. Die idee is nie om hulle te voer nie. Maar of die muskeljaardkat te voer nie. Nou wil nie daai klas ding hê wat in jou tent inkom in die middel van die nag nie. Maar hulle is hierso. En dan saam met die skaap ook dan natuurlik. So het ons nou ons einde van ons kamp naweek bereik. Ons het heerlik gekamp hier by Cannon Valley Estates. Ons wil net baie dankie sê vir Jan en Belinda wat ons hierso gehuisves het. Julle het 'n baie mooi plek hier aan die gang en dit is definitief iets wat ons vir ander mense kan recommend. As julle wil wegkom van die stad se besigheid af en julle soek 'n bietjie privaatheid en rus en vrede hier naby die see. Ouens moenie verder kyk as Cannon Valley Estates nie. Julle kan gerus vir Jan of Belinda skakel. Hulle nommers is alles op hulle webwerf. So julle kan net daar gaan kyk. Gepraat van webwerwe, ons het ons eie een, alternativealps.co.za. So is definitief iets wat julle kan besoek as jy in die mark is vir iets kamp related. So daarso is nou allerhande bits en bobs vir tente en daai klas ding. Nie lus is om enigiets te koop nie. Daar is musiek beskikbaar as ook kampeerstories. So ja, gaan kyk gerus, volg ons op Facebook, druk vir ons op daai subscribe knoppie daar op YouTube. Dis heeltemal kostevry. So dan kan julle ons volg so ver as wat ons gaan. Ons doen nie altyd net hierdie kampvideo's nie. Daar is party produkresensies wat ons doen en dan sommer net 'n paar ander kamp-related goeders ook. So ja, tyd om op te slaan.